Jesus stap saam met sy disippels, daar's 'n vyeboom, hy stap soontoe om 'n vy te pluk, daar's nie vye aan nie, en hy sê, niemand sal van jou ooit weet nie. Volgende dag kom hulle terug, disippels merk op, en opgewonde en sê, Here, maar hierdie vyeboom wat jy gister vervloek het, is nou van die wortels af op verdroog. Goed, ek weet nie hoe dit werk nie. Was nie vye tyd nie, maar die Here doen dit. En dan vra sy disippels van my, hoe werk hierdie ding? Dan kom hy in Markus 11 en hy gee die uitspraak. En vers 23, hy sê, dit verseker ek julle. Dit verseker ek julle. Hierdie is check, dit is wat dit is. Elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, daarby in sy hart nie twyfel nie. Maar glo dit wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Binne die vyeboom, Jesus het met hom gepraat en gesê, niemand sal van jou weet nie. Die volgende dag sê daarmee. En dan maak hy die uitspraak. As jy wat jy sê, as jy dit doen, met geloof in jou hart, gaan dit gebeur. Dit wat by jou mond uitkom, is kardinaal belangrik. Kardinaal. Matteus 8 vers 5. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, die offisier by hom hulp kom vra, en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. Jesus antwoord hom, ek sal hom kom gesond maak. Ok, dit is so gaaf, nie? Hy het in die moeilikheid gesê, Here, kom help my, die Here sê, ek sal hom kom gesond maak. Alles is uitgesort. Maar die offisier sê, Here, ek is nie werd dat jy onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Sê net 'n woord. Sê net iets. Toe sê Jesus vir die offisier, gaan, laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Sy slaaf het tot daardie oomblik gesond geword. Sê net 'n woord. Dieselfde God wat gesê het, laat dit wees, laat daar lig wees, laat daar diere wees, laat die see, dieselfde God. Ek sê, ek sit my woord in jou mond. Hierdie is die kinderspeletjies nie. Dit is geweldig. En ons mis uit. Want ons hoor dit nie, ons glo dit en ons doen dit nie. Jesaja 37 vers 4. Jesaja kom na, hy sien hierdie vallei vol grond is. Toe sê hy, God vir my, profeteer oor hierdie bene, sê vir hulle, verdroogde bene, luister na die woord van die Here. Ek het geprofeteer soos dit beveel is. Daar was 'n geluid, net toe ek profeteer, 'n geratel. Die bene het nader mekaar beweeg. Hoe moes dit gewees het? Jy sien die vallei vol doodsbene en vol gehaald is. Die profeteer sê, bene, lewe. Die begin die goed uitsal, dat ek hier gaan, na mekaar te kom. Matrix is niks. Daar gebeur. Daar gebeur. Het was nodig dat hy met sy mond vir hulle 'n opdrag gee. Dat hy profeteer. Dat het gebeur. Nou lewe, as jy gaan lees, die bene by mekaar gekom, en daar het vel gekom, daar het vleis gekom, alles het gekom, en dan is daar nog nie regtig, hulle lewe nog nie heeltemal, en hy sê die Here profeteer, die wind kom, en hulle volmaak, en hulle gees kom en hulle staan op, en hulle lewe. Doodsbene lewe op grond van wat by Esegiel se mond uitkom. Hebreërs 1 vers 3, uit hom, uit Christus, straal die heerlikheid van God. Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magtige woord in stand. Nie net hy het alles gemaak deur te praat deur sy woord nie. Hy hou dit op hierdie oomblik in stand deur sy woord. Sustaining all things by his powerful word. Wat by jou mond uitkom, geweldige krag. Psalm 109 vers 17 sê, hy was lief om te vloek, dit hom getref. Hy het niks gehou van seën nie, en dit het ver van hom afgebly.
Hy het vervloeking aangetrek soos sy klere, dit het sy liggaam ingegaan soos die water, en in sy gebeente soos olie. Hierdie is nie lekker nie. Mag dit vir hom soos sy klere word wat hy aantrek, en 'n lyfband wat hy altyd dra. Wat by jou mond uitkom, trek in jou gebeente. Dit word soos iets wat jy aan het, jy is gekleed in vloek of in seën. Getrek in jou wese, dit wat by jou mond uitkom. Genesis 12 vers 3. God sê, ek sal seën wie jou seën, en ek sal hom vervloek wat jou vervloek. Ja, dit is geweldig. Jou seën aktiveer God se seën. En jou vloek aktiveer die vyand se vloek. Wat by jou mond uitkom, bepaal jou lewe. Dit bepaal jou omstandighede. Dit bepaal jou leefruimte. Dit wat by jou mond uitkom. Spreuke 12 vers 18. Onverskillige woorde is soos om iemand met 'n swaard te steek. Maar wyse woorde maak gesond. Jy kan met jou woorde afbreek of jy kan opbou. Maar woorde het krag, dit doen iets. Ag, weet iets. Woorde het massa, momentum en invloed in die onsigbare wêreld. Hoor mooi. Woorde is nie maar net 'n asembeen is reg nie. Woorde het 'n wesenlike invloed, 'n krag. Wat by jou mond kan uitkom. 'n woord wat gesê is, kan nooit weer ongesê wees. Dis daar. As jy een keer vir iemand 'n negatiewe, slegte, afbrekende ding gesê, dan is dit daar. En jy kan kom met positiewe goed, en jy kan met momentum met die positiewe goed, kan jy die krag daarvan dalk minder maak, maar dit is nooit weg nie. Dis gesê. As jy een keer vir jou man gesê, luister, ek dink ons moet nooit getrou het nie. En later kan jy sê, ja, maar ek is bly in jou getrou, en het is goed dat ons getrou het, maar daai dingetjie is iewers daar. As jy vir iemand sê, man, jy is mislik, ek hou nie van jou nie. En jy kom later en jy probeer dit regstel. Jy kan dit doen en 'n vrou kan weer in 'n mate verbeter en regkom. Maar hy is daar. Dit het invloed in jou lewe. 'n Woord wat gesê is, kan nie weer omgesê word. Pas jou woorde op. Wees versigtig wat by jou mond uitkom. Woorde skep wêrelde. Ek het al gekyk na Reacher, Jack Reacher, die flieks van Tom Cruise, en daar is nou hierdie reekse op die televisie, dit is nogal kwaai, ek hou daarvan. Die boeke is baie beter. Ek het die boeke gelees. En as jy boek lees, dan skep dit in jou gedagtes hierdie prentjie, dit is net anders, dit is net groot, dit is fantasties. So woorde het die potensiaal om iets te vorm, te skep, te maak gebeur. Ek het 'n vriend gehad, klomp jare terug, met die naam van Jaap van Dorsten, J.J.A. van Dorsten, Johannes Jacobus Joachim Andreas van Dorsten. Nou Jaap, die kerk gehad in Benoni, hy is 'n paar jaar ouer as ek, en Jaap was 'n duidelike man. Hy was 'n groot man, hy het gesê, sy liggaam is nie 'n tempel vir die Here nie, dis 'n kathedraal. Ja, ek dink hy het daai hoofstukkie in Daniël 5 gelees, van die hand in die muur, wat gesê het, jy is gewegend te lig bevind, hy het gesê, met my sal dit nie gebeur nie. Ek en Jaap gaan op 'n stadium, ons besluit, ons gaan vir 5 dae vas en bid. Ons is hier, aan die kant Harry Smit, daar naby Sterkfontein Dam. Oom Harry en Tannie Eve, so hy is die doer in die berggaat, so privaat, dis die ry, jou vorm om daar te kom. Ons gaan soen toe, ons gaan vir 5 dae vas en bid. En ons is daar, en ons is besig, en ons is in die berg, en ons loop rond, en ek loop verder as hy, en dan kry ons mekaar weer. En ons het net water, en ons drink water, en ons bid, en ons gesels, en ons
sing en ons bid en ons drink water en ons doen ons ding. Die 4de dag, sê ek vir hom, Jan, ons daar buite, so, bedryf, ek sê, hierdie rooster kwart aborsie. Toe ek het sê, toe ry ons al 2 wors, en ons sien ons gedagtes wors, en ons hoor hoe kraak hy op hy vuur, en hy begin, en ek begin praat, en ons klim in die kar, ons ry al die pad, Harrismith toe, slaghuis toe, ons oortuig mekaar, die Here sê, man 3 dae van water, 3,5 dae is genoeg hierdie, sak dit, ons gaan koop wors, ons is terug, en ons braai, en ons eet, en ons gaan dit, maar dit skep iets, nou goed, hoe moet julle vertel van ja, hy het 'n vernuwingsgemeente gehad, in Benoni, klein kerkie, hy het gesukkel, hy is nie ryk nie, hy is nie in die broederbond nie, hy niks te goed nie, hy het 1 dogter, en ja, het die gewoonte gehad, hele ding in die oggend, voor sy skool toe gaan, dan vat hy haar, en hy seën haar, hy sit saam met haar, en hy seën haar, en hy spreek seëninge oor haar uit vir die dag. Sy het hoofmeisie geword. En ek wonder, hoeveel van dit was as gevolg van die seën wat hy oor haar uitgespreek. Kan jou indink, in plaas van ons geharwar, in die oggend voordat jy waai, vat jy jou kind. Jy vat sy hande, jy vat haar hande, en jy seën hulle vir die dag wat vooruit. Seën het geweldig krag. Ons doen dit nie. Ons doen dit nie. Ek het tye wat ek weet nie of Heilige Gees my nudge of wat nie, maar ek sal daar op die grondpad uitry op my fiets, en dan begin ek my lyf verseën, een vir een, sê ek, ja, skouer, ek sien jou in die naam van Jesus, skouer, ek sien jou, knie gesteen, en ek is in boeg, nee, ek het hulp nodig, en seën ek my lyf. Ek sal inry by die plaas, en dan seën ek die plaas, ek sê, plaas, ek sien jou in die naam van Jesus. Nou as het so is, al die goed dat ons tot nou toe het, dat jou woord krag het, dat seën krag het, dan moet dit 'n verskil maak, aan my lyf, aan my blyplek, aan my omstandighede. As ek die oggend, my dag begin, en ek sê, Here, ek staan voor U, en ek dank U vir hierdie dag, laat alles wat in my is, die Here loof, want U seën my, U bederf my, U gee vir my wysheid, U gee vir my insig, U hand is op my. En ek begin my vrou, en my kinders, en my mense, seën, in die naam van U. Dit moet, verskil maak. Dit is so belangrik, dat die koning, Biljam betaal, helfte van sy koninkryk wil betaal, net om Israel te vervloek. En die Here laat sy donkie met hom praat en sê, nee, moenie dit doen. So geweldig is die krag van seën of vloek. En ons het dit. Ons het die geleentheid, ons het die vermoë om te seën. Seën jou huwelik. Seën jou gesondheid. Seën jou finansies. Begin dat dit wat jou mond uitkom 'n wesenlike verskil maak. Johannes 7 vers 38, hy weet om my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis nie dalk die woorde nie. Strome lewende water sal uit jou binneste uitkom. Die woord is kragtig. Dis aktief, dis skepend. Dit bring verandering. Woorde bring verandering. Dit verklaar God se wil. So hier is die ding.
as jy by die Here kan hoor wat hy sê oor 'n ding, en jy sê dit, dan moet dit gebeur. Dit beïnvloed jou leefruimte. Praat sy woord. Praat sy woord. Sê wat die Here sê. Hy is die een wat skep deur die krag van sy woord, wat dinge onderhou deur die krag van sy woord. As ek kan begin sê wat hy sê, as ek kan hoor wat hy sê, en ek sê dit, dan moet dit 'n verandering maak. Iets moet gebeur. Israel, die Jode, sal mekaar groet, sê hulle Shalom. Shalom. Shalom beteken vrede, voorspoed, seën vir jou. So elke keer as hulle mekaar groet, dan is dit 'n seën. Sê Shalom, vrede, voorspoed en seën vir jou. Ons sê ja. Sien dieselfde. Sien dieselfde. Vrede, voorspoed, seën vir jou. Matteus 10 vers 13. Hier stuur Jesus die disippels uit. Hy sê, as die huis dit waardig is, laat julle vrede op dit rus. As dit nie is nie, laat julle vrede na julle toe terugkeer. Ja, werk dit. Hierdie vrede is 'n aktiewe, geestelike, skepende werklikheid. Want dis vrede wat ek kan gee in hierdie huis. En as hulle dit nie wil hê nie, dan kom dit terug na my toe. Hoe werk? Mense, as in die gees dinge aan die gang, wat ons nie van bewus is nie. Ons is clueless. En omdat ons nie die krag en die effek daarvan sien en ervaar nie, doen ons dit nie. Ons weet nie wat aangaan nie. Maar elke keer as jy iemand sien, elke keer as jy iemand sê, luister, ek sê vir jou, jy is bereid. Ek sien jou in die naam van Jesus. Vrede vir jou, blydskap, jy doen goed. Jy is bereid. Iets word vrygestel. Dis nie maar net nie. Iets gebeur. En dit wat by jou mond uitkom, die krag. Johannes 20 vers 19. Jesus staan op uit die dood. Sondagaan was die disippels by mekaar. Die Here was gesluit omdat hulle bang was vir die Jode, maar Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Eerste ding wat hy doen, hy seën hulle. Seën, vrede, voorspoed vir julle. Eerste ding wat hy doen. Dat is krag. Dat is iets. En ons mis uit. Wat is die werk? So God is in jou. Jy weet dit, God is in jou. As jy wedergebore is jy jou gees nuut gemaak, is wedergebore deur die onverganklike saad van die woord. God is binne in jou. Die woord sê, jy word goddelike natuur deelagtig. God is in jou. Wat sê hy oor dit? Oor die saak, oor enigiets in jou lewe. En weet die dokter sê, jy is siek, maar ek weet hulle sê, het kan nie genees nie. Ek weet hulle sê, jy is back and close hier, al jy goed gaan vrek, en die pryse gaan opgaan, en as jy bot omkoop, en jy nou span. Wat sê hy? Wat sê hy? Jou huwelik gaan dalk weer in witwaters. Maar wat sê die Here? Wat sê hy? As jy kan sê wat hy sê, moet iets verander. Sy woord in jou mond, dit moet eenvoudig iets verander. Hy seën wie jy seën. Jy is 'n kanaal, jy is sy ambassadeur. Sê Korintiërs, ons is sy ambassadeurs. Ons praat namens hom. Wat kom by jou mond uit? Jou seën is kragtig. Daar's massa, daar's iets, dis 'n entiteit, dis nie maar net maar asem nie. Iets gebeur wanneer jy 'n seën uitspreek. Iets verander. Dis nie ander. Dis jou keuse. Jy moet besluit wat by jou mond uitkom. Een van die sondes wat genoem word van Israel in die woestyn. In Korintiërs sê hulle gemou.
Hulle het gekerm, hulle het geklaag, gemurmureer. Dis die negatief daarvan. En as dit wat by jou mond uitkom negatief is, ja, dis vrek uit, dit wees al warm word. Nou die dag het ons gesê, ja, dis vrek warm ons, ek wens dit wil net 'n bietjie afkom. Dit wat by jou mond uitkom, bepaal jou lewe. Jy is die profeet van jou eie lewe. Soos Jesegiel vir die bene geprofeteer het en hulle opgeslaan het en gelewe het, so vorm jou woorde dit wat in jou lewe aangaan. As jy in die oggend opstaan, jy kyk in hy spieël en jy sê, ja, ek is oud en moeg en gedaan en sat, ek sien die kans vir die dag nie. Dink jy aan 'n goeie dag? Nee. Maar jy opstaan, jy sê, ja, die Here is in my. Hy wat in my is groter as hy in die wêreld is. Maak nie saak wat teen my kom nie, die Here het 'n plan. Hy sal my help, hy sal my dra. Met God spring ek oor 'n muur en ek loop 'n bendestorm. Ek sal wen, ek sal nie verloor nie. Hy maak my die kop en nie die ster nie. Jou dag gaan anders wees. Ek sê nie, jy gaan 'n moeilikheid hê nie. Maar jy kan wen. Want dis wat by jou mond uitkom. Dis jou verklaring. Laaste 2 skrifte, Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. Maar dit. Jakobus 1 vers 26 sê, as iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdienst is niks werd. Wat kom jou mond uit? Jy het die geweldige voorreg en verantwoordelikheid om te kan praat. En dit wat by jou mond uitkom, seën of vloek, bepaal jou lewensruimte. Dis in jou hande. Vader, ek vra dat U ons sal help. Heilige Gees, ons kan nie die geesdimensie sien wat gebeur nie. En daarom leef ons net binne ons eie werklikheid. En ek vra Here, kom help ons. Help ons om die woord ter harte te neem. Heilige Gees, kom leer ons, kom train ons.